Nou julle, kom ons kom by vandag. Ons is nou tydens besig in hierdie reeks wat ons noem verhouding. En die hart van hierdie reeks is om net weer die hou in verhoudings te sit. Nou, ek praat nie van hierdie hou nie. Nie as jou vrou nie luister of jou man nie luister en dan gee hulle een van hierdie's nie. Ons praat van die hou want vandag se tyd is dit asof verhoudings net te maklik uit mekaar uitval. Dis asof 'n getroude paartjie onder een dak leef, maar hulle leef nie in eenheid nie en moet mekaar nou dan net groet en mekaar weer in die oë kyk, jy weet. Ons leef in 'n tyd waar mense so maklik skei, ons leef in 'n tyd waar huwelike uit mekaar uitval, waar vriendskap uit mekaar uitval, waar dinge so maklik net nie hou nie. En as ons kyk na die Here en kyk na sy hart, dan sal ons sien verhoudings is vir hom alles. Dis die grootste opdrag in die Bybel en ons moet verhoudings so bestee dat dit blywend is. En dis waar die reeks gegaan het. So die van julle wat besoek, gaan haal dit dalk in. Dis 'n reeks wat ons doen wat basies beteken een preek oor 'n paar weke. Jy gaan 'n bietjie konteks mis. Maar vir vandag se preek het ek iemand baie spesiaal gevra om saam met my hierdie boodskap te kom preek. Nou, hierdie persoon is die fantastiese persoon onder die son, in my opinie. Ek is so 'n bietjie biased, want dit is my eie persoonlike vrou. So kan ons asseblief 'n lekker handeklap gee vir my vrou, Stefanie. Engel, jy kan sommer hier opkom. Sarah. Yes, she is. Wat 'n liedjie. My engel, welkom. Dit is vir my altyd so lekker en eintlik so interessant elke keer wanneer mense na my toe kom en sê, "Hey, Morai, great preek. Morai, dankie vir dit wat julle doen." En ek kan nie een van daai komplimente ooit hoor sonder om jou in dit te hoor nie. Want deur die jare heen, jy weet, is dit jy en my sy en hoe jy gegroei het as vrou, hoe jy gegroei het as ma, hoe jy hierdie pad stap en dit net so vol staan is vir my amazing. En ek sê vir almal, ek is nie 'n baie wyse ou nie. Ek maak baie impulsiewe besluite en baie dom besluite, maar ek het een besluit in my lewe reg gekry. Daai ene. En dit is so waar. So Engel, ek het jou ingekry vir hierdie preek want dis 'n gevaarlike een. As 'n man om preek. Laasweek het ons gepraat oor die manne ding. Hoe werk man wees? En hierdie week praat ons oor vrou wees en die Here weet ek het hulp nodig met die ene. So dis hoekom Stefanie vandag hier so is. En vrou wees is dis iets wat ek nie verstaan nie. En ons mans baie oor vra het, maar ons ten spyte van dat ons verstaan het, bly ons so lief vir julle. En ons probeer dit altyd reg kry, maar hierdie dinamika tussen man en vrou is nie altyd eenvoudig nie. En alhoewel dit nie eenvoudig is dit belangrik. So daarom het ek, ja, dit is alles. En soos ek laasweek genoem het, is die huwelik 'n massiewe onderwerp vir die Here. Dit is die grootste onderwerp onder die son, op aarde, buite verhouding met Christus. En hierdie is iets wat ons moet regkry. So vandag gaan ons praat in 'n wye spektrum rondom vrou wees. Ons gaan praat oor hoe dit lyk net as jy as vrou, hoe dit lyk as jy as vriendin, hoe dit lyk as jy as ma, hoe dit lyk natuurlik jy as vrou vir jou man. So kom ons begin sommer dadelik inspring. Nou daar's een vers in die Bybel wat ek net mal oor is. As dit kom by vrouens, Spreuke 31 vers 10, né? So kom ons lees dit saam. 'n Goeie vrou is meer werd as edelstene. Edelstene, ek dink dis 'n amazing vers en ek kan nie meer saamstem nie. Jy weet, 'n vrou is so waardevol. As jy oral te kyk in die wêreld, jy weet ons as man se koppe draai vir 'n klomp ding, vir 'n kar, vir 'n goeie rugby wedstryd, maar 'n goeie vrou. My maat, ons knak nekke, reg wervels sit nie meer op die regte plek nie. Ons buig agteroor, ons skiet ons vriende af, ons verarm onsself, ons doen wat ons moet doen want 'n goeie vrou is net so waardevol. Dit is een van die mooiste skepings onder die son. En ek dink een van die uitdagings, my engel, wat ek gereeld hoor by vrouens, is dat hier kom die skrif en sê, meer werd as edelstene, maar soms loop vrouens nie met daai edelsteenwaarde rond nie. Baie gesprek wat ek het met vrouens as dit kom by die hart, die siel, ek hoor baie kere die stoei om waardig te voel. So groot onderwerp of so groot stoei vir ons as vrouens is juist dat ons minder waardig voel. En dan maak dit die vraag by ons los van hoekom as die woord van sê, die Here gaan sê hoe waardevol sy is,
hoekom is dit van so groot stoei, om daai waarde te sien en te beleef in onsself? So ek dink 'n ongelooflike groot invloed op hoe ons onsself sien, het dit doen met die vergelyking in die wêreld. Ons is die slagoffers van verskriklike vergelyking. Ons baie wees. Ja. Baie wees. En hierdie vergelyking kan ons net bly. Ons kry dit in die wêreld waar die samelewing van ons wil sê hoe ons moet wees, ons moet lei, hoe ons moet aantrek, hoe ons onsself moet dra, hoeveel dinge ons moet besig wees, hoe ons nie moet besig wees, hoe ons moet step up, hoe ons moet die heldin raak. Fliks is deesdae vol vroulike held, dis awesome, maar dit staan so nie verskrik om te trap in hierdie gat van vergelyking en sê, maar ek is nie dit nie, ek het nie genoeg nie, ek het nie my vat nie, ek is nie goed genoeg as vrou nie. En ek dink daai vergelyking stop nie eers net by wêreldse standaarde nie. Ons is vrouens wat miskien in kerk inkom of miskien 'n jaar groot geword het, vergelyk onsself selfs met die Bybel en skiet dan weer eens gekort en voel, maar ek nie wat in vaak van die goddelike vrou gewees nie. En weer kom hierdie gevoel van, ek is nie genoeg nie. Dat is 'n groot ding, jy weet, as jy die Bybel oopblaai, daar's amazing vroue, jy praat van Esther, sy red 'n hele nasie, gaan staan voor die koning, hierdie dapper vrou, die dapper heldin, jy weet, en ons is soos, maar hoe klink die Here se stem? Ek is nog heeltemal daar nie. Ons kyk na Rut, wat 'n amazing storie het, Naomi wat 'n amazing storie het, ons kyk na Spreuke 31 hoofstuk van die ultimate vrou, en al wat 'n vrou lees, wanneer hulle dit sien is, ek is nie daar nie. En ek dink is 'n groot uitdaging. Hoe hou 'n vrou haar waarde in 'n tyd waar alles skree, die standaard is so hoog. En waar die Bybel sê maar hier is hoe 'n vrou moet lyk. En ons gaan 'n bietjie praat daaroor vandag, maar een ding wat ek wel wil sê is, dames, hierdie liedjie wat ons net gesing het, was Stevie Wonder. Stevie Wonder het gesing Isn't She Lovely? En hy was blind. En selfs as hy dit kon sien, my magtig, moenie laat enige man, enige ding op TV, enige plek waar jy gaan, laat voel jy is minderwaardig nie. Ek weet dit is 'n grap, maar dit is ernstig. As Stevie Wonder vir jou sê, jy's lovely, dink ek, die God van die heelal staan dalk nie te ver langs hom en sê, maar jy's in my beeld geskape. Jy is waardevol. En hier's waar ons vandag hier moet praat. So as dit kom by vrou wees. Yes, en ons het nou net daai vers gelees in Spreuke 31 wat sê 'n goeie vrou is meer werd as edelstene. En wat is een van die hoofkwaliteite van 'n edelsteen wat hulle so waardevol maak? Is dat hulle mooi is, né? Daai klippies sou nie aanvanklik iemand se oog gevang het as hulle nie mooi was nie. En die Here het ons dames mooi geskep. Amen, suster. Amen. So kom ons kyk na mooi wees, want vandag is hierdie onderwerp van vrou vir my vasgevang in een woord. En laasweek het ek gepraat oor wat is God se prentjie oor 'n man, verantwoordelikheid en orde, daaroor uitgebrei. Wat is God se prentjie oor 'n vrou? Mooi. Daar's die vinnige antwoord. Nou mooi staan vir 'n afkorting vandag. En vandag gaan ons bietjie daarin inkyk. Want hierdie die M, die O en die U staan vir wat in die Bybel 'n vrou moet wees en waar sy haar waarde moet vind en dis hoe sy mooi moet lyk. So kom ons begin by 1 Petrus 3 vers 3 tot 5 en antwoord hierdie vraag, maar wat maak 'n vrou mooi? So hier is wat Petrus sê. Moenie dink dis bloot uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en pragtige klere wat julle mooi maak nie. Julle skoonheid moet veral innerlik wees. Blywende beskeidenheid en 'n gemoed wat kalm en rustig is. Dit is vir God kosbaar, die edelstene. Hoor jy die waarde? Dit is vir God kosbaar. Dis presies hoe die gelowige vroue in die ou dae hulle mooi gemaak het. Hulle het op God gehoop en hulle man se gesag oor hulle aanvaar. Ek dink die eerste ding wat uitstaan in hierdie skrif het wat Petrus huis toe slaan, is dat ware skoonheid, ware mooi is nie net die tydelike goed nie. Nou dames, ek weet 'n mooi rok, doen wonders. Mooi skoene, fantasties. Hare, die Bybel praat actually oor 'n vrou wat mooi hare moet hê. Dis 'n ding. Dis net so 'n vrou wat versorgd is pragtig. Dit is wat die beskrif sê. Maar hier kom Petrus en hy sê daar is net iets mooiers. Nou dames, kom ek gee vir jou 'n tip van 'n man. Ons het al lank gesprekke oor hierdie om 'n vuur gehad in rugby toere, oralsteen en dit ons gesprekke in die bus. Ouens, kom ons praat gou eerlik. Wat maak 'n vrou genuine mooi? Genuine mooi.
Nou kom ons kyk nie mis die fisiese nie. Wat my kop laat draai na Stefanie toe was haar kuite voor haar hart, okay? Ek het haar bene gesien voor haar hart en ek het belang gestel, okay? Die Here het geweet, my oë is op haar en ek sien 'n edelsteen. Maar dis nie die blywende skoonheid nie. Toe maak hy my 'n steenkamp. Haha. Wow. Yes, jy het die regte kant van die bed uitgeklim vanoggend. Wel dan. Check hierdie edelsteen vir my. Gaan verder. Maar wat mooi is, sê Petrus, die blywende skoonheid is die karakter van 'n vrou. En hier was die gesprekke tussen al die mans en ons hulle sal saamstem. Wanneer 'n vrou waardig rondloop, is daai selfvertroue, daai sekerheid binne in haar, 'n vrou wat geanker is in haar siel. Dit lok 'n man. 'n vrou wat rigting het, 'n vrou wat weet, 'n vrou wat soos ek sê, wat haar waarde dra. Dis aanloklik. Dit is wat 'n vrou in ons oë regtig beeldskoon maak. En Petrus behaal dit hierso. Hy sê wat waardig is en wat mooi is die gemoed, die goeders hier binne. So kom ons breek dit net bietjie af. Ons praat oor hierdie woord mooi, ons praat oor die afkorting. So waarvoor staan die M? Okay, so die M van mooi staan vir minsaam. Nou hierdie is 'n woord wat ek self so klein bietjie verder moes opsoek, want dis nie een wat ek algemeen hoor nie. Maar minsaamheid praat van sagmoedigheid, van sag wees, van daai kalmte. Daai vers praat van 'n kalm en rustige gemoed. Dit is minsaamheid, sagmoedigheid en sagtheid. Nou, ek wil net heel eerstens begin deur te sê dat sagtheid nie swakheid is nie. Dit is goddelikheid. En die ongelooflike ding vir my was om te besef die heel eerste keer wat God in die Bybel gekom het en homself openbaar het, kom vertel het vir sy volk wie is hy, hoe kan hulle hom ken, wat is sy karakter, was hierdie deel van sy beskrywing van homself. So sagtheid en sagmoedigheid is nie 'n swakheid nie, dis 'n goddelike eienskap en ons sien vrou wees in God raak en ons kan dit sien in Eksodus 34 vers 6, kom ons lees dit sommer saam. So daar staan in vers 6, ek is die Here. Ek is 'n God wat barmhartig en genadig is. Ek het geduld met mense. Ek is lojaal. Ek bly getrou. So dit om konteks om die vers te gee. Hierdie is 'n massiewe oomblik in geskiedenis. Want God het, toe hy vir Moses geroep het om die Israeliete te gaan bevry van Farao af, toe vra hy die vraag, maar wie moet ek sê stuur my? In ander woorde, hy vra, Here, wat is die naam? Hoe verwys ek na U toe? En God sê vir hom, ek is wat ek is die groot ek is. En ons almal hoor dit in kerk. En net 'n paar hoofstukke later, kom God en hy gee die karaktereienskap. Hy sit 'n naam, 'n beskrywing, 'n verduideliking van wat die groot ek is nou. En die eerste ding wat hy sê, is nie generaal nie. Die eerste ding wat hy sê is nie hierdie almagtige God nie. Ek is die een met alles in my hand het en ek kan enigiets doen wat ek wil nie. Hy praat nie oor sy gesag nie. Hy praat nie oor sy almagtigheid nie, oor sy wysheid nie. Die eerste ding wat God openbaar van homself in 'n karaktereienskap van hom is daai en hy sê ek is barmhartig en genadig. Manne, hier is nogal iets. Want God openbaar homself eerste in 'n vroulike karaktereienskap. Barmhartigheid, sagtheid, hierdie minsaamheid. Dis dit. En trouwens hierdie woord van barmhartigheid is dieselfde beskrywing van 'n vrou wat 'n kind in haar baarmoeder het. En hoe sy voel oor daai kind in haar baarmoeder en beskermd is oor haar baarmoeder, altyd haar hand op die baarmoeder het, waar sy loop, draai sy daai maag en die kind het nie 'n stamp moet kry nie. Dis hoe God voel. En dis hoe hy is. Dis die eerste karaktereienskap wat hy sê. Dis hoe ek voel oor my kinders. Ek's 'n barmhartige God. Dis 'n sagtheid wat ons vind in ons hemelse Vader. So baie interessant. Maar sagtheid kan baie keer verkeerd interpreteer word. Sagtheid is nie om stil te, dis nie 'n fisiese eienskap van stil bly nie. En ek dink ons as vrouens sou nogal gedoem gewees het as dit die geval was. Maar ek sou, want ek hou baie van praat. So, vir die eerste 18 maande wat ons getroud was, het ek nie met Stefanie gepraat nie. Want ek het net 'n waarde van ek val haar nooit in die rede nie. So sy hou net van praat. Julle sal dit vang nou man. Ek kan nie eers hierdie onthou nie, julle. Maar ja, dis nie 'n fisiese stil bly.
Daai stil, die kalm en rustige gemoed is nie 'n uiterlike of 'n fisiese ons moet stil wees of ons moet sagter praat of 'n persoonlikheidstipe nie, want party van ons het 'n meer bubbly, loud persoonlikheid en ander is stiller van geaardheid en hierdie sagmoedigheid is nie 'n fisiese of 'n emosionele stand nie, dit is 'n toestand van jou hart. Dis 'n hartspostuur wat jy inneem. 'n goddelike eienskap wat deurskyn deur ons as vrouens, is daai sagmoedigheid. En ek dink, as jy kyk na die skrif, wat sagmoedigheid bevorder en minsaamheid bevorder, binne in wat ons moet wees, veral as vrouens in die konteks van vrouens, is dit dat ons nooit moet miskyk, dankbaarheid moet miskyk nie. En ek dink een ding hoe ons kan regkry om dankbaarheid voor oë te hou, is om nie die voordeel te vergeet nie. En hierdie is 'n groot ding. Ja, om te besef, maar hierdie wat ek kan wees vir my mense, vir my man, heel eerstens, want wanneer jy in 'n huwelik intree, word jou man jou hoofprioriteit naast die Here op hierdie aarde. En om dit te sien as jou voorreg, om nie te vergeet dat dit wat ek doen vir my man, dit wat ek vir hom is, dit hoe ek met hom is, dit wie ek vir my kinders is, daai kosblikke wat ons dag na dag pak, die weer luister na dieselfde storie, die weer reg help. Al hierdie goeders is ons voorreg en om te sê, I get to do this. En dit verander jou hele perspektief. Dit verander nie omstandigheid nie. Dit verander nie dat jy nog steeds jou verantwoordelikheid as vrou dra nie. Dit maak dit nie noodwendig fisies ligter nie, maar dit verander hoe jy kyk daarna. Dit verander wat jy sien die waarde is wat jy dra. En daai sagtheid wat jy bring, daai sagmoedige hart. Ja. En het ek al gesien het by jou Inge, wat jy baie keer so goed doen, is om hierdie ding te bestuur, want om daai voorreg te behou is nou oulik as ons nou preek. Maar die Here weet as die kinders met jou kom pla. En die Here weet as daai man weer op daai knoppie druk. En die Here weet as ons daai gesprek gehad het en jy het ook behoeftes en jy loop rond en jy voel nie geliefd nie en jy is dalk daar en dinge gaan rof en jy as vrou voel nie nou die waarde nie. Om dadelik te vergeet van daai voordeel is massief. Binne vriendskappe, binne in huwelik, binne in die werk, binne waar ook al. Hoe behou 'n mens dit? Ek dink 'n groot ding is as dit kom by mense se swakhede om dit reg te bestuur. Eendag het iemand my baie gehelp in my verhouding met Stefanie. En Ilana, 'n vrou, 'n pastoorsvrou, en sy sê, "Maar weet jy wat let ek op van Stefanie? Sy voel alles oormate emosioneel." En dit was vir my soos 'n liggie wat aangaan, want as ek nuus hoor ek die nuus en ek sê, "O, gits, okay, nog 'n probleem om op te los." As Stefanie dit sou hoor, sou sy hoor, "Oh, damn it." Weet, sy voel dit in 'n oormate en dit is vir haar baie oorweldigend as wat dit is vir my. En dan het dit baie jou hart gekeer om sag te bly as jy dit so gevoel het en dan sou ek nooit gehelp het nie, want ek kom in en sê, "Ag man, is eintlik niks nie." maar Dis die verkeerde ding om maar te dis sê, die verkeerde manne. antwoord. Nee man, is nie so erg nie. Jy weet, nee, moet dit nie so persoonlik vat nie. Nee man, ons sal dit uitsorteer. En ek speel wat jy voel af. Maar ek dink iets om te bestuur en iets wat jy so goed reg is om my onderskeiding te tref tussen okay, hierdie is 'n fout wat 'n mens gemaak het en daarom voel ek ingedoen of hierdie is sonde. Jy weet, val met die kinders. Dis 'n massiewe ding. Val as dit kom by my. Is hierdie intentioneel iets wat Morney gedoen het teen jou of is dit Morney maak dit 'n fout? En daar is 'n verskil. Ja. Dankie my lief dat jy sê ek doen dit baie goed. Ek doen dit baie keer nie baie goed nie. Maar dis iets wat ek dink ons is, ek as vrou is baie keer geneig om so te reageer in ons huis. Jy het hierdie prentjie van wat jy wil skep in jou huis, hierdie atmosfeer wat jy graag wil hê in jou huis, hoe jy graag wil hê jou kinders en jou man met mekaar en met jou met interaksie hê. En baie keer trap ons in daai gat en ek weet ek doen baie gereeld dat ek vergeet om te evalueer, is hierdie 'n fout of is dit genuine sonde? Want baie van my kinders se foute hanteer ek verseker asof dit 'n dodelike sonde is. Dit mag dalk net 'n koppietjie water wees wat per ongeluk gemors het op die mat. En ek reageer asof dit sonde is. Maar in daai oomblikke om te kan terugstaan en te evalueer, is hierdie so erg as wat ek voel op die oomblik, want ons gevoelens speel 'n groot rol in hoe ons reageer, né, vrouens. Maar om te sê, is hierdie werklik, soos Morney genoem het, 'n intentionele, deurdagte, ek gaan nou die verkeerde ding doen,
Of is dit net 'n fout wat gemaak is? En dan met jou man ook te kan onderskei. Is dit intentioneel dat sy klere weer op die vloer lê? Is dit om my uit te lok? Is dit om my te irriteer en te sê ek sal hierdie klere weer hierso los? Is dit? Ja. Okay. Ek sê hulle 'n goue storie vertel. Die eerste keer toe ek en Stefanie so saam gepraat het en huweliksgesprekke gehad het, dit bly nog altyd 'n issue in ons huis, die klere. Maar ek's 'n besige man. Ek het dinge om te doen. Maar dis hoekom my klere op die grond lê, want my kinders moet leer om klere op te tel. Ek grap net. Dit was voor die kinders al so. Maar ek en sy sit so op die verhoog en dan praat ons so en Stefanie alweer aan, luister jy, maar hy se klere lê die hele huis vol. En ek sê, jong getroud, maar Inge, maar as omdat jy het uittrek. Luister jy. Ja, sy het gesukkel om by die volgende punt te kom. Ek was stil. Ja. So manne, use it, don't use it. Maar daar is iets net so mooi. Wanneer die skrif praat oor 'n vrou met 'n sagte hart. Dit bedaar woede, dit bring orde, dit doen net soveel amazing goed. 'n Vrou wat minsaam leef is 'n kragtige vrou. En dan die groot volgende ene van die akroniem van mooi. Die volgende een is die O wat staan vir onderdanigheid. Nou Engel, hier ken ek my plek. Maar hierdie is 'n groot onderwerp. Jy weet Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 22, hierdie beginsel wat sê vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, soos aan die Here. Nou hierdie is een van daai onderwerpe wat so misgekommunikeer word, so misverstaan word. Maar as dit in die regte konteks gehoor word, verstaan word, soos die Bybel dit voorskryf, man, is daar so mooi wat die Here beplan wanneer die skrifvers soos dit in die skrif lê. So, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie onderdanigheid. Ja, so ek weet nie van julle, hoe het julle gevoel toe julle daai woord hoor, onderdanig? O. Trouwens, ek het eintlik met julle gepraat. Ek dink baie keer is daar ongelukkig hierdie verskriklike negatiewe konnotasie aan hierdie woord. In ons samelewing, selfs in kerk, is daar 'n ongelooflike negatiewe konnotasie, soms so 'n bitter smaak wat dit los, as ons praat van onderdanigheid. Want daar's soveel wanpersepsies oor hierdie woord en hierdie opdrag. Maar ek was ook daar gewees. Dit was ook vir my iets waarmee ek gestoei het as ek hoor die manne sê ons moet onderdanig wees aan ons mans. Maar wat regtig dit kom swaai het in my binneste en my dit genuine anders laat sien het, is die besef dat hierdie onderdanigheid is presies wat binne in God se eenheid is. God die Vader, God Jesus en God die Heilige Gees is in perfekte eenheid omdat daar ook onderdanigheid tussen hulle is. En hierdie onderdanigheid kweek dan eenheid en harmonie tussen hulle. En dis iets wat ek begeer in ons verhouding ook as huwelikspaar, want 'n huwelik is die uitbeelding van God se verhouding met ons ook. So wanneer ons besef dat onderdanigheid die mooi bring, dit gaan oor jou rol. Jy staan onderdanig aan jou man in ons rolle. Dit beïnvloed nie ons waarde nie. Ons is nie meer of minder waardig voor die Here as ons praat daarvan dat ons onderdanig moet wees aan ons mans nie. Dit beïnvloed nie ons karakter, ons natuur, ons waarde nie, maar eerder die rol wat ons speel. En as mens dit kan sien, onderdanigheid as 'n dans, dan dink jy aan twee mense wat dans. Al twee kan nie die leier wees nie. Dit gaan chaos wees, dit gaan nie goed lyk nie, dit gaan nie goed voel nie. Maar al twee kan ook nie die volger wees nie, dit gaan ook nie werk nie. So vir 'n dans om te vloei en om beautiful en lekker te wees, moet daar 'n leier wees en daar moet iemand wees wat navolg. En dis die mooi van hierdie onderdanigheid, dit bring eenheid, dit skep 'n hegte band. Dit maak dat ons die missie kan gaan doen. Ons is onderdanig aan die missie wat ons het, wat God vir ons gee. En daarom is dit nie 'n swaar ding nie. Dis nie 'n las nie. Dis nie iets wat jou terughou. Dis nie, ek dink ons moet net ook sê wat dit definitief nie is nie. Dis nie iets wat jy uit vrees doen nie. Dis nie jy wat 'n vloerlap is en net ja en amen vir elke liewe ding sê wat jou man sê nie. Glad nie. En dis ook nie iets wat jy maar net jou man se slaaf is nie. Dis nie wat onderdanigheid is nie. En dis nie wat ons in die godheid sien nie. Daar's geen slawerny in God se drie-eenigheid nie. Daar is geen ja en amen of vrees tussen hulle nie. Hulle, hom, God,
groter as wat ek kan begryp. Maar daar is 'n perfekte eenheid. En ek begeer hierdie eenheid tussen ons as huwelikspaar en vir elke huwelikspaar. Maar dis onmoontlik om hierdie te verstaan of te waardeer as jy nie vir Christus ken nie. Absoluut. En hierdie is so 'n massiewe punt en ek kan aansluit daarbey. Jy weet die doel van onderdanigheid in die konteks van die Bybel julle is nie onderdanigheid nie. Dis nie die doel nie. Die doel is eenheid. Dis God se prentjie oor die huwelik is eenheid, is eenheid, is eenheid, is eenheid. Onderdanigheid is net hoe ons kom by eenheid. En ek love hy prentjie van die dans, weet onderdanserigheid, wat onderdans dit ek kry dit nie reg nie. Onderdanserigheid in 'n geval. Onderdanigheid kan geken word in 'n dans. En dit is presies die mooiste prentjie. En manne, hier's wat ons moet bied vir ons vrouens. En ek dink dis waar hierdie konteks en hierdie vers heeltemal uit konteks uitgeruk is en verkeerd gebruik is oralste. Want ons dink om onderdanig te wees, okay, ek is die baas van die huis, weet ek is hierdie. Nee, jy moet leiding bied. Maak dit maklik vir jou vrou om onderdanig te wees. En wat ek daarmee bedoel is, hoe kan sy jou volg as sy nie weet waarheen jy gaan nie? Dit is so moeilik. As al werk net is, luister jy moet by die huis wees, kos maak en ek moet net nie omgekrap wees want die kinders moet my net nie plaas ek by die huis is nie. Jy weet alles moet gesort wees, die reuke moet reg wees, toilette moet geskrob wees en nou is jy onderdanig. Dan sit ons met 'n verwronge prentjie. Dit gaan oor submit to your husband, submission. Submit to the mission. Wat is die mission? Eenheid. So manne, wanneer ons leiding bied vir ons vrouens, is wanneer ons agterkom, daar's op een of ander area nie eenheid nie. Wat ook al die onderwerp mag wees, of dit nou ons kinders is, of dit nou ons verhouding met God is, of dit nou ons sekslewe is, of dit nou ons drome is, of hoe ons finansies bestuur is, as daar nie eenheid is nie, dan is dit tyd om leiding te bied. Kry jou vrou om 'n tafel en sê, my engel, dis tyd ons praat hieroor. Ek beleef hierdie is nie reg nie. Hierdie is God se prentjie. Dis waartoe ons moet gaan. Hoe kom ons daar? Nou is daar gesamentlike gesprekke en uit die gesprek uit stem julle saam oor dinge en as julle nie kan saam oor dinge stem nie, is die skrif die antwoord en dis waartoe julle onderdanig is. Maar uit die eenheid gesprekke uit, dis waar sy posisie neem en sê, okay, jy neem leiding aan hierdie, ek gaan dit help bou. Ek gaan my rol vertolk, ek gaan al die gaps vul, ek gaan versorg, ek gaan mooi maak. En hierdie is hoe onderdanigheid lyk. Dit gaan oor eenheid. En daar's te veel mans, daar's te veel mans, wat 'n baasfiguur wil inneem, en ons praat nie van onderdanigheid, ons praat eintlik van aanbidding, maar ons wil hê ons vrouens moet ons aanbid. Dis nie wat dit is. Dit gaan oor eenheid. En as ons eenheid kan bevorder, sal onderdanigheid soveel makliker kom vir 'n vrou, want 'n vrou se natuurlike posisie is dit, om te sê, ek kom help jou. Dis net hoe God hulle gemaak het. En ek dink dit is so mooi, want die volgende letter in ons woord mooi, is ook 'n O, en dit staan vir observeer. Hier's 'n mooi. En God het ons as vrouens gemaak om dinge raak te sien. Ek wil julle weet, dat selfs ons kinders dink, ons het oë agter ons koppe. Ek onthou Levi, ons seentjie was vas oortuig daarvan dat hierdie die reine waarheid is, dat ek agter my kop kan sien. Ons het selfs speletjies gespeel, dan gaan steek hy nou ietsie weg in die kamer en hy dink, ek kyk nie. En as hy omdraai en ek sê vir hom presies waar daai ding is, het hy net ten volle oortuig gewees, ek kan agter my kop sien. Ek hoop hy dink nog so. Maar God het ons so gemaak om dinge te kan raak sien, om te observeer. En ons kan onderdanig wees aan ons mans en hierdie missie wat God vir ons gee na eenheid, deur raak te sien, wanneer daar gaps is, wanneer ons man sukkel, wanneer hy hulp nodig het, wanneer hy ondersteuning nodig het, wanneer daar iets is in die huis wat uit plek uit is, wat hy nie noodwendig eers raak sien nie. God het ons daai vermoë gegee om te sien. En wanneer ons dan daai behoefte aanspreek, dit nie net sien nie, maar dit aanspreek en daai gaps gaan vul en hulle hande oplig en doen wat net ons kan, versorg, lief hê, weer vra antwoord, al hierdie dinge wat ons doen. Ja. Dit is daai diensbare hart, is werklik die teken dat ons onderdanig is. Dis om diensbaar te wees in dit alles. Spreek 31 vers 27 praat oor hierdie vrou wat ons altyd sê, dis die baken van hoe dit moet lyk, maar hoor die karaktereienskappe, as dit kan by observeer. Sy hou toesig
oor alles wat in haar huis gebeur. Sy verdra nie luiheid nie. So hierdie is nie 'n vrou wat net 'n huisvrou is nie. As jy Spreuke 31 gaan lees, hierdie is 'n vrou wat baie bekwaam is. Dis 'n vrou wat entrepreneur is, sy stig besigheid. Dis 'n vrou wat die arme mense, die behoeftes in die dorp gaan versorg. Seker maak dinge is gedoen. Sy's 'n vrou wat 'n stuk grond sien en sê maar hier's potensiaal en sy koop 'n stuk grond. Hierdie is 'n vrou wat kan woeker. Maar waar dit begin is toesig by die huis. Sy kan somme maak, sy kan verhoudings bestuur, sy kan amazing goed doen, maar wat haar definieer is hierdie observeerding. 'n Vrou is gemaak om te kyk en te sien. Ek hou toesig by my huis. Hy luister, ek en my man het gepraat en hierdie is die eenheid, hierdie is waaroor dit gaan. Hierdie huis moet Christus dien en alles wat gebeur by die huis moet Christus verteenwoordig. Ek sien iets wat nie reg is nie. Nou moet ek hierdie uitsorteer, fill die gap. Dalk kan ek my man ondersteun deur net te sê, hey kinders, luister, wat hier nou aangaan is nie die waardes van ons huis nie. Onthou, ons dien die Here. En sy duld ook nie luiheid nie. Jy weet, as daar 'n kultuur, 'n waarde plaasvind in haar huis wat nie reg is nie, sy beamoen daai waarde want sy is onderdanig aan haar man en hulle het gesê dis hoe dit moet lyk. Ons vrouens neem my posisie in om alles te sien en hoor mooi, nie net binne in ons huise nie. Binne in die werksplekke. Sien wat aangaan, waar is die gaps? Vul dit met God. Vul dit met reg is voor die Here. Staan dit vol, bou dit vorentoe. Vrouens kan bekwaam wees. Dis nie sit op jou plek en bly stil ding nie. Glad nie. Hierdie is 'n ding wat sê maar jy is 'n vegter, jy's 'n warrior, jy kan dinge doen. Jy is bekwaam. Jy dra waarde en gaan leef hy waarde uit. So dames, ek wil julle regtig aanmoedig. As dit kom by die mens saam, jy weet, hierdie is so belangrik om hy sagtheid te hê as dit kom by hierdie. Want om jou oë op die regte goed te hou is alles. Alles. Die Bybel waarsku so teen, kom ek stel so, die Bybel hef 'n goeie vrou so op en praat asof sy waardevol soos edelsteen is, maar net soveel praat die Bybel van 'n vrou wat afbreek doen in haar huis. Nou hoe gebeur daai afbreek? Wanneer 'n vrou se oë nie meer toesig hou en observeer, waar kan ek help en dien nie? Waar kan ek my man dien? Waar kan ek hom optel? Waar kan ek hom bemoedig? Hoe kan ek hom ondersteun? Hoe kan ek my kinders opbou? Hoe kan ek hierdie dorp beter maak? Hoe kan ek as 'n vrou se oë na haarself toe draai? Raak dit baie gevaarlik. En dis die Bybel se waarskuwing. Nee, ons is regtig goed daarmee ook. Ons kan onsself goed jammer kry. En ons kan goed raak sien wat ons alles reeds gedoen het en hoe ons regtig eintlik verdien om 'n stukkie lof te kry daarvoor. Of net 'n bietjie, net 'n dankie. Selfs net 'n dankie. Ons doen dit nie vir die dankie nie. Kom ons doen dit nie vir die dankie nie, maar dit sal lekker wees om 'n dankie eers te kry. En ons is baie ons versoeking is baie groot om ons oë op onsself te draai en te sê, maar wat van my? Wat kry ek? Wat doen my man vir my? Kyk al die dinge wat ek doen vir ons huisgesin, vir my man, vir my kinders, by die werk, oral waar ek betrokke is. Kyk al hierdie dinge wat ek doen. Ek is ook moeg. Ek bly ook laat wakker en doen dinge vir die besigheid of vir die kinders of ons gesin. Waar's my reward in dit? Wat kry ek hier uit? En ons kan baie vinnig ons oop, ons is goed hiermee. Pity parties. Vertel vir ons vriendinne hoe sleg dit gaan by die huis want niemand waardeer ons nie. Ons is regtig goed hiermee. Maar wanneer ons dit doen, dan word ons harte hard en daai eerste M van mooi, die minsaam, die sagmoedigheid, die sagtheid begin dan stadig maar seker hard word. En dan raak ons harte op 'n plek waar ons nie diensbaar wil wees nie. En dit is vir ons moeilik en dit raak vir ons 'n uitdaging om ons mans en ons gesinne en ons gemeenskap te bedien. En wanneer ons dit besef, moet ons onmiddellik die Here vra asseblief, kom help my. Help my oë vir myself af te haal, help my oë op U te sit. En hoe lyk dit wanneer my oë as vrou op Jesus is? Dit beteken ek soek allereers sy koninkryk. En alles wat ek doen, vra ek, is hierdie iets wat die Here eer? Eer hierdie reaksie wat ek het op my man? Eer dit die Here? Nie eer die reaksie van my man die Here nie, dit is sy saak. Dis nie my saak nie. My saak is my hart en eer wat ek doen, eer my reaksie die Here. Eer hierdie wat my kinders doen, eer dit die Here. As dit nie doen nie, ek vul daai gap. Ek kom leer, ek kom wys, ek kom hê lief soos wat Jesus lief gehad het. En wanneer ons in daai oomblikke kom waar ons voel, my hart is hard, ek wil nie hierdie doen nie. Ek wil nie diensbaar wees, dis swaar, dis nie lekker, ek wil nie hierdie verantwoordelikheid opneem nie. Om terug te staan en die Here te vra, maar hoekom? Wat gaan my hart aan? Want die Bybel leer ons, die hart is bedrieglik, bo alles. Wie weet wat regtig daaraan gaan?
En ons harte is bedrieglik. Ons kan nie net gaan op ons voel nie, vrouens. Ons gevoelens is misleidend. Ons gevoelens vat ons op trippies wat ons baie seer en baie moeilikheid gee. En hierdie gevoelens van ons kan ons nie lei nie, want dit kom uit ons hart uit. En die Here weet, die Here is die enigste een wat weet regtig wat werklik in ons harte aangaan. So wanneer op daai plek kom waar jy voel, maar ek wil nie, ek is nie lus om te dien nie, ek wil nie, as ek sien dit gaan swaar met my man, wil ek nie help en aan 'n kant toe trek en help om die bootjie weer, ons het 'n prentjie van 'n bootjie, waar wanneer ons saam roei, in 'n roeiboot, jy moet nou 'n maarbootjie in gedagte, en nou nie 'n groot ene wat nie maklik om vir 'n maar roeibootjie. As die een van ons hierdie kant toe, dan kan die ander nie saam lê nie, want dan gaan ons uitval en in die water beland. So as die een van ons nie goed voel nie, of een van ons hanteer 'n ding nie reg nie, of dit gaan moeilik met een van ons, dan lê die ander aan die ander kant toe. En ons as vrouens, ons kan hierdie doen vir ons mans, vir ons gesinne. Ons kan sien wanneer dit nie goed gaan nie. En in daai oomblik as jy voel, ek is nie lus om aan die ander kant toe te lê nie. Ek wil nie die een wees wat step up en die Here se wil doen nie. Check jou hart. Vra die Here, wat gaan aan in my hart? Toets my, dat ek U wil kan doen, dat ek suiwer kan wees voor U. En wanneer ons dit doen, dan raak ons weer sag. En ons kan weer ons oë op die Here sit, en ons kan weer doen wat goed is in sy oë, en hom eer in elke oomblik, en in elke ding wat ons doen in ons dag. So waar. So waar. En dit koppel by die laaste ene van die mooi woord. Laaste woord wat 'n vrou definieer is identiteit. So belangrik. Jy weet, ek dink toe God die vrou gemaak het sy haar gemaak natuurlik uit die mensheid, jy weet, uit Adam uit, daar's 'n ribbebeen uit. Maar haar identiteit kon nie gevind word in Adam, jy's nou my alles nie. Dit sou 'n fout gewees het. Haar identiteit moes nog steeds Christus gewees het, en hierdie is so belangrik wanneer ons na die Bybel kyk. Genesis 1 vers 27, weer terug na die skepping toe, hoor wat staan nie. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Jy weet, God het nie net die man gemaak en sê, jy is my beeld gemaak, en vrou, jy is nou in Adam se beeld gemaak nie. Albei is in Christus se beeld gemaak, en hier's wat dit beteken. Dames, as jou verhouding met God al hoe beter raak, gaan jy al hoe beter vrou wees by die huis, in jou dorp, by jou vriendskappe. Want Christus sal jou vorm na dit toe, net soos die mans. Ons identiteit kan nie lê in ons werk of in ons kinders en allerlei ander klomp goeders nie. Ons identiteit lê in Christus, en as ons meer soos hom word, dan staan ons posisies eintlik van nature vol, want sy goddelike instink, deur die Heilige Gees maak ons dit. En dames, hierdie is die roep ook vir julle. En Spreuke 31 vers 30, dit praat dit selfs oor dit, en dit sê, die skoonheid is soms misleidend. 'n mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. 'n vrou wat ontsag vir die Here, wat ontsag het vir die Here, verdien om geprys te word. Ja, en daar's soveel waarhede in hierdie skrif vasgevang. As ons kyk net na die eerste deel, skoonheid is soms misleidend. Ons word mislei. Ons as vrouens word mislei deur skoonheid. Ons word partykeer vasgevang in daai idee dat skoonheid ons alles is, dat ons moet streef na die mooiste uiterlike, dat ons moet iets volhou, iets voorhou. En dit hou nie. Dis net nie iets wat aan ons gaan almal oud word, ons gaan almal plooie kry. Ons gaan almal op 'n plek kom waar ons in die spieël kyk en ons voel nie meer soos wat ons het oor ons voorkoms. En dit is so belangrik dat dit nie ons identiteit is nie, wanneer ons identiteit lê in wie ons, hoe ons lyk en wat ons aan die buitekant dra, dan is dit 'n gevaarlike plek vir ons om te wees. Want ons glo dan leuns van die vyand. Ons glo dan daai leuns dat hy vir ons kom gee van ons met hierdie standaarde, ons moet voldoen aan hierdie standaarde wat vir ons gegee word van buite af of wat jy vir jouself gee. En op hierdie skoonheidpunt, ons is so waardevol. Die Here het ons, hy sê ons is meer waardevol as edelstene. En dit sluit ons hele wese in. Hy praat nie net van ons gees en van ons siel, hy praat van ons liggaam ook, en ons liggame is kosbaar. En iets wat kosbaar is, beskerm jy. So vrouens, dis nie nodig dat jou boobs uithang nie, dis nie nodig dat jou lyf gewys word nie. Ja, dit kry aandag, maar dit kry nie die regte aandag nie. En dit is so belangrik dat ons die Here eer met hierdie lyf van ons. Dis waardevol
En die Here gee om daaroor. Ons God is 'n God wat omgee, oor die groot goed en die klein goed. En dit mag dalk vir jou klein voel, jy aantrek, maar die Here gee om daaroor. En hy sê vir ons, ek kan nie onthou waar nie, in die Nuwe Testament, dat ons liggame behoort nie aan onsself nie. Ons liggaam is 'n tempel van God. Trek so aan, want dit wat in jou hart is, dit wat in jou wese is, skyn deur in jou fisiese. So beskerm jouself, trek aan om die Here te eer, nie om aandag te kry nie om beter te voel oor jouself of om 'n standpunt in te neem nie. Beskerm hierdie waardevolle liggaam van jou. Want God sê vir ons, hierdie liggaam is nie joune nie, hy het dit met 'n duur prys gekoop. So eer hom met jou liggaam. Nou, ek wil net gou afsluit deur, soos ek laasweek gedoen het met die preek. Jy weet, manne, hier's wat ons moet wees, maar dames, ons het 'n begeerte. Ons het hierdie behoefte wat God ons ook mee gemaak het. En nou vandag wil ek dieselfde gesprek hê. Hier's wat vrou wees is, jy weet, die mooi woord. En as God kyk, dis hoe 'n vrou haarself moet dra, maar tog loop 'n vrou ook rond met 'n behoefte en 'n begeerte wat 'n man moet vul vir hom dit te wees. En is so belangrik. So wat is die hoofbegeerte, wat is die hoofbehoefte van 'n vrou wat 'n man se verantwoordelikheid is om seker te maak daai emmer bly vol? En hier's dit. 'n Vrou wil geliefd voel. Dis dit. Dames, ek het gedink julle gaan hande klap, ek gedink julle gaan mense sê, ek het gedink julle is hier in my hoekie nou, maar ons werk soontoe. 'n Vrou wil geliefd voel. Nou, ek hoor hierdie ding wat ek lees, dit gaan oor 'n man, hy staan eendag by die Here of hy bid in die kamer en hy praat met die Here en hy sê, Here, kyk so na sy vrou, hy sê, Here, joh, my vrou is die vrou met die mooiste hart. En sy is net so lief vir U en joh, Here, sy's regtig iemand wat ek weet nie hoe verdien ek is. Sy's so beeldskoon en ek toe, Here, hoekom het U haar so gemaak en vir my gegee? Hy sê dis sodat jy vir haar kan lief wees. Hy sê, oh wow, Here. Maar Here, daar's net een ding waar ek wonder. Jy weet, alles wat U gedoen het by haar, reggemaak, alles mooi geskep. Maar hoekom het U haar nie heeltemal so slim gemaak nie? En hy sê, sodat sy kan lief wees vir jou. En baie keer gebeur dit, ek het hoor, jy weet, ons kyk na ons vrouens, en ons het 'n lys van, wow, hierdie is amazing. Maar baie keer kyk ek en jy as man so vas in daai een ding. Daai een ding wat ons voel is net stupid. Daai een ding wat ons voel is nie reg nie. Daai een ding wat, come on, ons is alweer hier. En ons vergeet die waarde. Jou werk as man is nie om jou vrou te prys en lief te hê en haar emmer van sy wat waardevol moet voel by jou eers vol te maak wanneer sy dit perfek reg kry nie. Jou werk is, as sy die Here dien, hou daai emmer vol. Jou vrou hoef nie te wonder of sy mooi is nie, jy moet dit vir haar sê. En nie daai ding van, ek is lief vir jou en ek sê laat weet wanneer dit verander nie. Nie daai ding nie. 'n Vrou wil dit hoor, soos wat Bobby sê. Ons moet dit sê. Ons moet dit wys. En is eintlik so eenvoudig, manne. Dit is 'n SMS wanneer hulle dit nie verwag nie. Dis 'n blom wat jy pluk op pad huis toe en jy's nie eens mal lief vir die blommie, maar net die gedagte gaan iets doen. Maak seker sy weet jy dink aan haar. Maak seker sy weet jy hou van haar. Maak seker sy weet jy kyk na haar en sê wow. Want wanneer sy dit doen, help jy met een groot ding. Jy haal haar oë van haarself af en sy hoef nie na haarself te kyk nie, want haar emmer is vol. En sy kan kyk na die wêreld en observeer waar sy moet en almal sterk hou hom. So manne, dis ons werk, want dis 'n vrou se behoefte. Sy wil geliefd voel. En dis presies wat Spreuke 31 vers 31 sê en hiermee sluit ons af. Gee vir haar waardering wat sy verdien. Laat sy erkenning geniet in die stadspoorte op grond van alles wat sy gedoen het. Brag oor jou vrou, man. Spog met haar. Praat asof jy die lotto gewen het, want sy is meer werd as edelstene. Dis wat die skrif sê. So, ek en jy as man moet ook versigtig wees dat ons nie die standaard van 'n goeie vrou so buite bereik vir onsself gesit het nie. En dis baie keer wat gebeur, dis hoekom ons val in al hierdie media goed. Die kultuur leer ons, vrouens moet heeltyd dit, en vrouens moet my nie probleme gee nie, en vrouens moet nie vir my kop seer, hey twak man, jy moet jou vrou kan lief hê ten spyte van. Ek bring dit gou terug na daai onderdanigheid ding toe, julle. Manne, ons speel 'n massiewe rol daar. En kan ek net gou praat met die ouens wat vandag hier is, en dalk aanlyn luister,
wat nog in die proses is om die vrou te kry waarmee hulle trou. Ons leef in 'n tyd vandag waar manne nie meer voor die kanse wil staan en troubeloftes wil aflê nie. Ons leef met manne wat die voordeel van man wees wil geniet as 'n kind, as 'n seun. En ons moet besop vir hierdie ding. Ons manne stel meer belang in dat ons seksuele voordele is met ons girlfriends as wat dit is om haar net te lief te hê en haar waarde te beskerm. En ek sê dit reguit vandag, manne, as jy die vrou ontdek het wat vir jou waardevol is, wat jy sê, okay, die res van die lewe gaan ek haar ophef en ek gaan haar lief hê en ek kan my lewe so vir haar gee, dan vat jy haar kansel toe. Jy trek haar nie in jou huis in nie. Jy doen nie dit nie. Jy vat haar voor die kansel. Hoekom? Want dit gaan nie oor die vorm wat jy invul vir binnelandse sake nie, julle. Dis niks uit die prentjie. Doen dit net vir Adam. Dis Suid-Afrika goed daai. Maar ons praat oor goddelike goed. Jou vrou het nodig om te weet waar staan sy met jou. En jy moet haar hand kan vat en sê, weet jy wat, met jou sal ek trou. En ek wil dit doen in die naam van die Here, bedoelende, ons gaan hierdie ding doen soos God dit sien. Die huwelik is 'n prentjie, is die aardse prentjie van 'n hemelse verhouding. Wat bedoel ek daarmee? Die liefde wat hier te vind is, julle, is 'n liefde wat te vind is tussen God en mens. Dit weerspieël dit. En as jou kinders en die mense op hierdie planeet aarde God wil vind, die eerste plek waar hulle eintlik moet kyk is die huwelik, want hierdie is die verhouding wat die naaste kom aan die prentjie saam met Christus. En 'n man moet daar staan en sê, weet jy wat, ek moet die leier wees. En daarom vat ek jou, ek is nie hier vir my voordele alleen, ek is hier om my lewe vir jou te gee. En wie jy is, sal ek lief hê. Wie jy is, sal ek dra. Ek sal verantwoordelikheid neem, ek sal orde skep en ek staan voor 'n kans om met 'n klomp mense om my wat ek geroep het as getuies en sê, maar as ek val in my job, en sê jy dit vir my. As jy hoor hoe praat ek met my vrou en ek vat uit hierdie emmer uit en ek maak nie vol nie, dan sê jy dit vir my. Dis hoekom al getuies moet wees. En vandag, manne, ag ons nie meer daai kansel is so heilig nie. Ons doen dit, ag, die vrou wil trou, kos my net 'n klomp geld. Man, gaan trou onder 'n boom in jou agtererf. Hou op met geld en waarde en status en fotograwe en 'n foto wat jy nog op jou muur gaan plak sit. Dis 'n klomp nonsens. Wat God belangstel is die hart van die man en sê, hey, kan jy jou vrou dien? Gaan jy haar lief hê? Gaan jy haar emmer volmaak? Gaan jy seker maak sy is jou grootste aardse roeping? Gaan jy haar lief hê soos God die kerk lief het? Here, hier staan ek. En manne, dis waar ons moet funksioneer. En weet jy wat doen dit vir 'n vrou? As jy voor God so gaan staan, sy wil nie kom inkryp langs. Ek wil dit net sê, dit maak dat jy wil instaan. Jy wil onderdanig wees, want dis God se manier. So manne, as jy dalk nie getroud is, jy bly in dieselfde huis, maak 'n plan. Wys vir jou vrou hoe ernstig is jy oor hierdie, en daarom kan troue nie eintlik plaasvind, en onderdanigheid plaasvind, van mense wat nie regtig 'n verhouding met Christus het nie. Kan nie. Want onderdanigheid ken jy net in verhouding met God. En soos wat die skrif staan, wees onderdanig aan jou man soos aan Christus. As jy nie onderdanig is aan God nie en 'n ware verhouding met hom het nie, kan jy nie hierdie doen nie. As jy nie besef hoe God jou liefhet en die kerk behandel nie, kan jy nie jou vrou so lief hê nie. En daarom roep ek ons weer tot die einde van hierdie reeks. Manne, vroue, alles word saamgebind in Christus. Hoe ernstig is jy oor jou verhouding met hom? Leef jy onderdanig aan hom? Leef jy met die liefde soos wat Christus liefhet? As ons nie doen nie, en as ons nie daai verhouding ag is alles nie, en dit die standaard hou nie, dan kan ons hierdie reeks maar gaan delete van waar ook al af. Al die verse uit jou Bybel uit, skrap hulle toe, gevat met permanent marker, want is onrelevant. Al hoe hierdie kan werk, is as Christus die middelpunt is, die baken is. So ek wil jou vra, jong dames, jong manne, wat op hierdie reis is, maak hierdie goed jou standaard. Moenie 'n man trou wat jou net laat goed voel nie. Trou 'n man wat onderdanig is aan die hemelse Vader, wat so graag eendag seks wil hê met jou, want hy begeer jou en jy is mooi vir hom, maar hy sê nie nou nie, want ek het 'n Vader om te dien. Doen dit. En dames, kies 'n man soos dit. Hou ag omhoog en manne, step up. Voor jy met 'n vrou wil trou,
gaan bou jy iets, gaan kry voorsiening, gaan staan op jou eie voete, jy moet kan kyk na. Jong manne wil net te vinnig trou en dan val hulle oor eie voete en depressie en alles want hulle kan nie voorsien nie. Hey, gaan wees 'n man. Gaan vind jou identiteit in Christus. En dan sal die wêreld kan kyk na hierdie verhouding en sê, maar hey, is nie perfek nie, maar ek sien God daar. Kan ons daai kerk wees? En ek weet dit is 'n moeilike roep, veral as jy daar in daai kategorie nou sit. Veral as jy nou al 30 jaar oud is en jy wil net enige ou vat bykom en hulle raak min. Jy moet maar vat wat jy kry. Vat maar die broodkrummels. Deur 'n egskeiding is en jy sit met seer en nou moet jy weer hierdie ding herstel en jy sit met 'n klomp dinge wat jy moet uitsorteer. Dalk sit jy in 'n verhouding en jy het tot bekering gekom as vrou en jy weet nie lekker hoe om jou man te verander nie. Wel vandag gee ons al die geheime. Wees onderdanig aan hom. Dis hoe jy hom verander. Hê hom lief. Dien hom. Jy maak hom sag soos patty, my maat. Beloof vir jou. Vul sy behoeftes. En hy sal die liefde van Christus in jou raak sien. En die Bybel sê 1 Korintiërs 7, dis wat hom gaan wen vir Christus. Nou ek weet daar's uitsonderings op die saak. Dalk sit jy onder 'n man, wat jy manipuleer, afdruk, allerhande goed wat jy moet hier, daar's uitsonderings. As jy daar is, soek pastorale hulp en God se wil en se duidelikheid en stap die pad met die regte mense aan jou sy om uit daai verhouding uit te kom, soos God dit wil hê. Maar hoor wat ek sê, daar is krag in liefde. So ek weet nie wat jou prentjie oor man of vrou wees nie, maar hier ons roep, is Christus alles. En kom ons sluit hierdie reeks weer af, deur juist dit te doen. Dat elke man, elke vrou weer sê, Here, U is nommer 1. Hier is nommer 2. U is nommer 1. In alles. Ons submit tot die mission. Ons albei. So as jy daar is, gaan ek vra dat jy jou oë sal sluit, en dan kom ons bid saam, en ons wees onderdanig aan die Here. Hemelse Vader, so baie dankie, Here. So baie dankie, Here, dat ons kan weet verhoudings is alles vir U, en U nooi ons om in 'n verhouding te leef saam met U heel eerstens, Here. Wat 'n fantastiese uitnodiging, Here. En dat U as man opgetree het in ons verhouding. Die Bybel skryf dit juist so. U is die bruidegom, ons is die bruid. En U het gekom en verantwoordelikheid opgetel en gesê, ek gaan orde weer skep in verhouding. En U het ons kom red en U het ons huwelik met U kom weer herstel. Dankie, Hemelse Vader, daarvoor. Dankie, Here, dat U verhouding met ons so groot geag het. Daar was 'n klomp redes, Here, dat U U rug op ons kom draai en uitgeloop het, maar tog het U nie iets soos 'n man opgetree. En Here, ek bid, kom smeer af op die manne hierso. Mag U weer nommer 1 wees in elke man se hart. Mag die taal wat daar wees in hierdie wêreld, Here, nie vir ons meer aanloklik wees as die taal van Christus nie. As ons die waardes begin afpraat van vrouens en grappe maak oor vrouens, mag ons altyd 'n ander stem wees in die gesprek en sê, maar luister man, ek wil net vir julle sê, dis my grootste voorreg om getroud te wees met my vrou. Jy weet, sy is my edelsteen. Ja, sy maak my sommer blink. Mag ons vrouens prys soos wat U praat oor ons, Here. U kan fout vind, maar U doen nie. En Hemelse Vader, ek bid ook so vir die vrouens hier vandag. Here Jesus, dankie dat U ons na U beeld geskep het. Ons is nie minder voor U nie. Ons is waardig voor U. U ken ons waarde. Here, so bid ek vir elke liewe een van ons vrouens hier vanoggend, dat ons waarde in U sal vind. Here Jesus, dat ons sal weet, U het ons gemaak, U het ons perfek aan mekaar geweef. Elke intricate deeltjie van ons is deur U aan mekaar gesit. U het ons perfek gemaak. Here Jesus, en mag ons hierdie mooi wat U ons as geskaap het uitleef. Mag ons minsaam wees, mag ons harte sag wees. Mag ons U goddelike barmhartigheid uitleef. Eerstens teenoor ons mans as ons getroud is, en teenoor ons almal anders in ons lewens. Here Jesus, mag ons onderdanig wees aan ons mans. Here Jesus, soos wat U onderdanig is aan U Vader, mag ons onderdanig wees aan ons mans, aan die mission van eenheid. En mag ons so U eer in ons huwelike, soos wat ons groei daarna. Here, ons groei as vrouens in ons onderdanigheid en mag ons vir ons mans gap gee om te groei in hulle leierskap. Here Jesus, dis ons voorreg om onder hulle vleuels in te klim, om beskerming daar te kry,
van hulle af en van U af, en ook om hulle te ondersteun, en hulle te bou in die konings in wat U hulle roep om te wees. Here Jesus, dankie dat ons die kroon mag wees op ons man se koppe. Here Jesus, mag ons so blink. Jesus, mag ons ook asseblief ons oë wat U vir ons gee om te observeer, mag hulle fyn sien, mag hulle sien waar is die gaps, waar is die behoeftes, waar kan ek Jesus se liefde gee vir my man, vir my kinders, vir my mense, en dit doen, en gee wat ons graag wil hê. U sê, doen aan ander wat in jouself gedoen wil hê. Mag ons vrouens wees wat doen aan ander wat ons graag aan onsself gedoen wil hê. En Jesus, die belangrikste, mag ons identiteit in U wees. Vader, U het ons gemaak in U beeld. U roep ons om op sy gesit te wees vir U. Ons is U sin, ons is U eiendom. Here Jesus, en mag ons leef in U autoriteit. Vader, ons is nie ons eie nie. Mag ons onsself neerlê en ons identiteit vind in U. Dankie Jesus, dankie dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie vir die plan wat U aan submit het om ons te kom red. En dat ons nou in eenheid met U mag staan. En mag ons huwelike dit uitbeeld, Vader, daai eenheid wat U bring tussen God en mens. Mag dit deurvloei in ons huwelike, elke liewe huwelik hier in ons kerk, in ons gemeenskap. Ons bid dit, Here, ons bid U seën daaroor. En ons U ontwerp volg, seën U dit. Dankie vir U riglyne, dankie vir U uitnodigings en dankie dat U ons toerus met alles wat ons nodig het. Mag ons opstaan as vrouens wat U vrees, vrouens wat U eer, vrouens wat hulle waarde ken in U. Dankie Vader, dankie daarvoor. Ons bid hier in U mooiste naam. Amen. Amen. Amen.